Goeiemôre gemeente. Dit is so wonderlik om julle in so 'n getal hier by mekaar te hê. Al was ons ook net 5, was die woorde wat Marnel nou gesing het 100% waar. Marnel het net vir julle gesê wat toe die instap en jy sê toe by God is hier teenwoordig, toe besef ek, maar ons is op heilige terrein. So daarom kan ons nie hier instorm nie. Jy kan met die vrymoedigheid en die inspirasie van die Heilige Gees kan mens leef, jy kan vreugde hê, jy kan jubel, jy kan dans, jy kan sing. Maar ons is hier in die Here se teenwoordigheid. So, ek kan dan vandag sy naam vir u sê, welkom in sy teenwoordigheid. Dit het ek aan die voorreg wat ons almal het om oor daardie drempel te kom stap met die doel om God te ontmoet. Baie welkom. En as ek dit sê, dan die kerk laat ook gevra dat het vir ons mense daar in die Oudreis, gebruik julle daai woord, want daar by ons is dit 'n skelwoord, maar vir die mense in die Agterhoek, wat ons vir julle almal ook sê, baie welkom. En dan geliefdes het ons hartseer wat ons ook vandag hier met mekaar wil deel, aan die ander lief, Jansonius, sy man is oorlede, Timo, en ons wil sommer net van haar baie sterkte toe wees. Nie, het is lekker om vir jou te omring as 'n groep gelowiges. En ek het net ook gesien hoe julle aangestap gekom het, hoeveel ondersteuning is daar op jou. Maar dan wil ek ook vir jou seuns, vir Johan en vir Heinrich, sit in reg hier net, en ook vir Timo, maar ons ook vir julle te sê, baie sterkte julle pa, julle anker in die lewe is oorlede, maar ons weet ook, Here het 'n baie besondere manier om daai plek in te deel. En as ons dan hoor van 'n pa wat oorlede is, dan is daar 'n klomp van ons hier wat dink aan ons eie pa's en die dag hoe hy gesê het. So baie sterkte. Ek het eendag gewonder, toe ek vir iemand op sy sterkte, toe wonder ek, wat gaan ek op antwoord? Wat gaan ek haar antwoord as hy my vraag, waar moet ek kry? En dit dan, kom die krag, wat ons mekaar toewens, hier in ons eie, waar kry ek dit? Ek is dan pap, en ek is sok, en ek is gebroken, en ek is hartseer. Ek kry dit, met Efesiërs 3, waar Paulus skryf, mag julle deur die krag van die Heilige Gees uit die rykdomme van God krag ontvang om innerlik sterk te wees. Jou as student, wat ook al die omstandighede, God kyk na jou en hy versorg jou dan ook deur die krag van die Gees. Ek het 'n paar ander afkondigings wat ek ook graag met die aandag wil bring. Ons wil dan nou vir Ramon Reiser. Het jy al vir Ramon Reiser ontmoet? Dan moet jy vandag verloop. Dis nou Reiser en sy vrou Loulie. Hulle twee het baie moeite gedoen met die tee, en met die koffie, en met die koekies. Ag, ek moet toch net sê, die sterkte mee, ek klap my melkteertjie weg. Hulle het om my ons storie toe gebring. Maar ons kry mekaar voor die kerk, na die diens, daar gaan julle lekker tee drink, en so iets lekker geniet, ook met die op die jaar wat voorbij. Ons het die afgelope tyd het ons 'n reeks gevolg. Vanaf die 5 Januarie het die Here met ons gepraat uit Eksodus 33. Waar Moses vir die Here 3 goed vra. Hy sê, Here, openbaar asseblief u wil vir ons. Ons het gesê, elke gesin, elke individu, elke mens moet besluit in die jaar. So Here, sê vir ons, wat is u wil vir ons lewe? 'n tweede versoek wat die gericht is, Here, ons kan nie alleen trek, ons kan nie alleen in die woestyn gaan, maar ons gaan nie trek as jy nie saam gaan nie. En die Here vraag om, wil jy ek saam gaan? En hy sê vir hom, ja. En so trek die Here ook saam met ons die hele jaar in. En die derde gedachte van hoe Moses so bietjie Here, ek wat net ek moet hier, ek wat van die hand, hy sê, Here, ek het nog 'n versoek. Hy sê, wat is dit? Hy sê, ek moet vraag, dat u asseblief my moet wys hoe u lyk. Maar Here sê, hy
Jy kan nie my heerlikheid sien nie. Jy kan nie sien wat lyk nie. Maar ek sal nie verby beweeg, en toe God wil verby beweeg, druk hy sy hand oor Moses, waar hy in 'n skeur, 'n rotsskeur weggesteek is. En hy sê, as jy kan sien hoe ek lyk, moet jy my volg. Want jy gaan van agteraf sien hoe ek lyk. En nou geliefdes, maar welkom is dit. Jy as gemeente moet vir die Here dankie sê vir wat hy doen. Ons het al verlede jaar my maand besef, dat dit die kerkraad gesê het, hulle het nie aan die kant nie. Hulle kan ook nie bekostig nie. Maar weet jy wat? Toe ons gesê, daar is verskillende maniere om in die gemeente te kan bedien. En ons bid dat die Here iemand aanwys. En Marnel is deur God aangewys om haar te bekwaam as 'n bedienaar van die erediens. Sy het ingeskryf hierdie week by die Hugo College en sy het goedkeuring gekry by die kuratorium om by hulle 'n kursus te doen hierdie jaar. Ek sal dit saam met haar sover moontlik doen. En sy wil dit onder 'n mentorskap doen en daar die Here vir my aangewys. So dis 'n groot voorreg en ons is die Here dankbaar. U as gemeente moet hom dankbaar wees dat hy haar aangewys het. Weet jy wat? Haar ma vertel vir haar Desember, maar hoe sy Desember vir haar ma pa sê, sy het hierdie roeping. Toe sê haar ma vir haar, kan jy onthou? Toe jy jou eerste jaar as die kuns en drama geswat het, toe jy jou eerste jaar April maand by huis kom, toe sê jy, ma en pa, ek moet van kursus verander. Ek wil teologie swat. Sy het haar probeers gedoen in kuns en drama, en sy het haar Engels gedoen as 'n hoërskoolonderwyseres gekwalifiseer, en nou het die Here vir haar aangewys. So, Gerrit, haar man, en Pieter, en die haar twee pragtige kinders, ek wil vir u vra, geliefdes, dat die vir hulle moet ondersteun. Sy gaan dit baie nodig hê, sy is 'n mamma, sy is 'n onderwyseres, sy is 'n tuisbeskepper, en sy is nog haar man se vrou ook. Maar wel, kom ons met vir jou toe. Wonderlike Here, ons wil as gemeente die goddelike seën op Marnel en op haar studies toebid. Ons wil haar nie onder druk plaas nie. Maar ons bid dat sy in die vryheid van die Here Jesus Christus in die pad sal loop, en dat U Here die wil in haar sal openbaar, en dat U Here saam met haar sal trek. En ons bid dat sy in hierdie studies en in hierdie besig wees met die woord van God en met die teologie, die theos, logos, die woord van God, dat sy Here die heerlikheid sal sien en sal ontdek. En ons as gemeente, Here, ons wil ook dan ons verbind tot voorbeeld vir Marnel en haar hele gesin. Amen. Marnel, baie geluk. Baie sweet. Prys die Here. Wonderlik. Aangeliefdes vir dit omdraai, en ek net ook sê, daar is spesiale reëls die ook op die fondsgesalle vir die rolbaldag, die laaste Vrydag van die maand, die 30ste Januarie, so daar moet jy asseblief kyk, en dit maak nie saak hoe nie, gaan ondersteun of ondersteun finansieel, dit is 'n onsamelingsprojek, maar as jy kan, gaan help asseblief daar. Dis 'n klompie mense wat verklaar, gaan hulle van tyd, gaan ek dit aankondig, en dan van ons ook baie dankie sê, ons het verlede Sondag, het ons afgekondig van die koskas, dat nou maar leeg raak, maar die dankie vir alles wat ingekom het, koskasse behoeftes nog nie ten volle aangespreek nie, maar baie dankie aan die bankbydraes gekom, daar het ook die Natura produkte gekom, die kan ons weet ook, die sal dit doen, soos dat die Here dit dan op die hart lê. Dat ek net intersasie, die Peterkerk, is van volgende Sondag af, so ons wil ook dan glo dat die Here dit die jaar hy sal sien. En dan staan ek met iets baie moois in my hand.
ek dit eerder na lees ontvang met die Here. Dit is die program vir die jaar. Nie volle detail nie, sekere aktiwiteite is vas en seker, maar as ons toch vraag, jy maar net eers een per gesin sal neem. Ok? Een per gesin. Al baie gaan al nie, ek dink regtig, dis 'n baie mooi kwaliteit papier wat jy gebruik het, en ook 'n mooi kleur vir 'n kalender. So baie dankie ook daarvoor. Is daar iets wat ons al vergeet het? Niks nie? Nou goed, kom ek maak die woord oop. As ons foto vanoggend, hier met Psalm 101, die liturgie ons 'n bietjie aangeskryf, maar ek gaan daarmee begin, en dan gaan ons heerlik saam sit, en dan gaan ons na die woord van die Here toe. Hier by Psalm 101 staan hier geskryf: Ek wil sing van die troue liefde. Ek wil sing van die geregtigheid. Ek wil sing, ek wil 'n lied sing tot eer van die Here. Nou sal dit vanoggend so wonderlik wees, ons het ons gekom om te kom aanbid. Maar dit sal so wonderlik wees om te kon hoor, waar lê jou dankbaarheid vandag? Onder watter indruk is jy hier in die begin van die nuwe jaar, begin van die skooljaar, 'n nuwe standaard, 'n nuwe graad, noem dit op. Waarvoor sal jy vandag vir die Here wil sê? So, as ons foto vanoggend moet wees, ek wil sing voor die Here, dan sou wees ook vra, hoekom? Die psalmdigter sê, ek wil my daaraan toewy om opreg te lewe. Kinders, nou wil ek nou weer met julle praat. Want dis die mooiste ding wat jy in jou lewe kan beskryf. Dis die mooiste ding wat 'n pa en 'n ma kan hoor as hulle tienerseun of hulle tienerdogter by hulle pa aand in die kamer instap en vir jou kom sê, Mama, ek het 'n besluit geneem. Ek wil net vir die Here lewe. Dit beteken nie jy moet 'n sinner word of 'n evangelis of 'n dominee nie. Dit is so, as jy sê, ek het besluit, ek wil vir die Here leef, dan word jy 'n dienende onderwyseres, of onderwyser, of prokureur, of 'n wetkundige, of 'n ambassadeur. Maar jy word dit vir die Here, tot eer van sy naam. Geliefdes, die Here ken elkeen van ons. En hy weet wat in jou hart en in jou gemoed gebeur. Hy weet of jy vanoggend rustig is, of onrustig, of jou gemoed onstuimig is. Maar is hy, nie ek nie die kerk nie die kerkraad nie. Maar dis God wat aan jou toe kom en vir jou sê, my kind, ek seën jou. Daar waar jy hartseer is, daar waar jy siek is, daar waar jy bly is en dankbaar is, ek seën jou met my teenwoordigheid in jou lewe. Ek as die Vader ken jou. Ek as Jesus Christus verlos en vergewe jou. Ek as die Heilige Gees gee vir jou 'n nuwe toekoms, nuwe hoop en 'n nuwe lewe. En die antwoord daarop, kom ons sê dit hardop, amen. Kom ons sê dit, amen. Want jy ontvang dit van hom af. Dis hy wat dit vir jou gee, en jy ontvang dit gratis, onverdiend en verniet. Nou kom ons sing die volgende 2 liedere. Kom ons staan. Oh,
Ja, and there were also that were fast. Wonderlijke Heer, onze God. Niemand van ons staan vanoggend voor U, omdat ons zulke goeie mense is nie. Niemand van ons staan voor U, omdat ons hierdie week so soek was, so gehoorsaam was en so voorbeeldig was nie. Niemand van ons staan vanoggend voor U, omdat ons onskuldig is aan enige sonde of kwaad. U ken elkeen van ons, Here. U weet waarna ons gekyk het. U weet wat ons gehoor het. Maar U weet wat ons gedink het. En U weet ook, Here, wat ons gepraat het. En ons sou vanoggend seker almal kon sê, Here, ek laat sak my kop in skaamte. Ek is jammer, want toe niemand anders gehoor het of geweet het nie, het U gehoor, U het gesien, U weet. En terwyl dit is, Here, dat U van ons vra dat ons U moet lief hê, met ons hele hart,
siel en in ons hele verstand en in al ons krag, het ons het gewaag, toe niemand gekyk het nie, of selfs net toe sommige mense gesien het, of geluister het ons het gewaag, o Here, om U teleur te stel. Ons as gemeente en as individu kom vra, verskoon. Ons is jammer. Of soos wat die mens kan sê, sorry, Jesus. Ons wil vir U vra, voor ons die Bybel oopmaak, voor ons in die nagmaakstafel gaan sit, dat U ons sal vergewe. Die bloed van die Here Jesus sal afwas van al ons sonde, al ons stoutigheden, al ons ongehoorsaamheid. Want Here, as U ons nie gered het nie, was ons verlore. Maar dankie vir die voorrecht om so spesiaal te wees, dat U vir ons sê, ek weet jy is nie volmaak nie, maar ek het jou aanvaar, as my kind, ek vra jou dus, hou op, sonde doen. Ons bid nou, dat ons harte vol dankbaarheid sal wees, want U het ons vergewe. Amen. Kom ons. Kom ons maak ons Bybels oop by Josua hoofstuk 5. En ek wil graag 'n bietjie gou vinnig terugbeweeg na ons eerste skyfie. Dit was vir myself op my studeerkamer sommer net wonderlik om daai woorde van die Here te kry. En dis hoe jy oor hierdie gemeente en oor die kerk van die Here Jesus moet kom. Kyk 'n bietjie daar. Welkom in die NG gemeente Vlugstad, jou geestelike tuiste. Hier is jy saam met die gesin van die Here by mekaar en kom ons gaan dan weer na die ander tydjie toe. Ons gaan lees uit Josua 5 en ek gaan dit 'n bietjie anders hanteer, so as jy jou Bybel hier het en ek wil reg sê, ek sien as ek my Bybels al, gaan ons dit stukkie vir stukkie hanteer, lees, en ek gaan dit verduidelik, anders gaan jy dit dan ek nie dan verloop. Kyk 'n bietjie af. Wat is die boodskap vandag? God en mens deur die sakramente, kyk na die mooi woorde, aan mekaar verbind. Ek het nie so van mekaar verbind deur die sakramente, maar kyk 'n bietjie daar. God en mens deur die sakramente aan mekaar verbind. En dit wat ons vanoggend gaan hoor, as ek dit met jou beklemtoon gaan wees, dat jy sal beleef dat dit God is, dat dit vir jou moet gee, en wat hom aan jou verbind, en ek en jy verbind ons aan God. Dis die belangrikste en primêre verhouding. Die volgende verhouding wat daar sal voorspreek, is die verhouding met mekaar. Dat ons nie net na mekaar sal kyk en sê, hy is maar so, sy is maar so. Maar dat ons as gemeente van mekaar waardering en liefde en respek sal hê. Want ons deel met mekaar die verbintenis met God. Kom ons lees daar in in Josua hoofstuk 5. Ek het gesê, ek gaan dit gedeeltelik hanteer, sodat ek en jy die pad met die Here kan stap. Kom ons kyk net gou weer vir mekaar. Die eerste Sondag het dit gekom uit Eksodus 33, hele 3 is genoem, Moses se 3 versoeke, Here, openbaar U wil vir ons. Ons is nog steeds aan die begin van 2026. Openbaar U wil aan my. Here, ek vra U asseblief, kom saam met my die jare. En Here,
help my om U te kan sien. Die Here weet hoekom Moses dit moes vra, want ek en jy sien hom dikwels nie. Ons kan nou nie vir mense vertel nie, of ons is skaam om te vertel. Ek het dit gebruik as 'n voorbeeld, maar Nel is 'n voorbeeld van God se heerlikheid. Daar sit die bewys, as jy wil weet of die Here vir Christus gemeente omgee. Dis 'n bewys. Verlede week het Joshua die roep van die Here ontvang dat hy Moses se plek begin. Toe die Here vir ons mooi laat verstaan, jy moet nie super te wees nie. Jy is nie 'n alien nie. Ek is 'n ook nie. Maar die Here gebruik gewone mense en hy gebruik hulle in sy diens. Joshua was die seun van Nun, punt. Maar die tweede ding wat ek ook vir ons gesê het is, Joshua, ek gee jou opdrag. Wees sterk, wees vasberade, wees dapper. Ek stuur jou. En ek verbind my aan jou. Ek sal jou nooit in die steek laat. Dis hoe God met jou voel. Maak nie saak hoe klein die rolletjie is wat jy dink jy speel nie. Dis wie jy is, dis jou identiteit. En derde, toe hy vir Joshua sê, Joshua, daar's 'n opdrag wat jy nie mag vergeet nie. Jy moet na my woord luister. Jy moet na my woord luister. Jy weet, daar's baie mense wat kwaad is vir God, dis nie waar ek dit ons leef is. Nie net kwaad vir die dominee nie, kwaad dan vir God ook. Maar, nou, daar's mense wat 100 myl ver van die kruis van die Here Jesus staan. En dan wil hulle al sy seën hê. En hy moet net sy aanbring, met respek hier. Of hy moet sy wil aan hulle openbaar. Maar hy staan en leef 100 myl, is 160 kilometers weg van die kruis. En kom sê die Here vir Joshua, as jy wil doen wat ek jou vra, bly by my. Bly by my. Ek sal by jou bly. Luister na my woord. Dan kom ons vandag by Joshua. Hier gebeur 'n snaakse ding. Kom ons lees dit. Ek gaan die eerste gedeelte lees, daarvan vers 2. Dit gaan hier oor die besnydenis by Gilgal. Nou Gilgal is net aan die ander kant van die Jordaanrivier. Dis 'n vlakte en is van die vyandelike land en die woord Gilgal beteken verlossing. Kom ek sê dan nog meer is dit. Dis maar hier, mooi, luister baie interessante ding. 40 jaar gelede, dag en datum, as jy nou wil, die 10de van die eerste maand van daai jaar, kom ons maak die 10de Januarie. 10de Januarie, 40 jaar gelede, het hulle uit Egipte uitgetrek. Nou presies die 10de Januarie, 40 jaar verder, trek hulle die beloofde land uit. 40 jaar in die woestyn. Hulle wat uit Egipte uitgetrek het, weet julle ons almal, die wat ouer as 40 is almal dood. Die wat jonger as 40 is, die Here gesê, hulle sal die beloofde land ingaan, en het vir Moses gesê, jy gaan nie daar nie. Moses het gesê. Nou staan hulle voor die Jordaanrivier. En die Jordaanrivier is 'n vloed, en nou weet almal van ons hoe lyk 'n rivier wat 'n vloed is, want ons sien ons hoe lyk dit aan die tree op hy net. Massas water. En die Here gee vir Joshua opdrag en hy sê, die priesters met die ark op hulle skouers, hulle moet eers in die water instap. Ek sal die water vir julle stuur. Nou moet julle by jouself weet, wie van ons het daai geloof, dat jy nou by 'n volle rivier die wildheid staan, en die Here sê vir jou stap en die stap. Maar toe daai priesters se voete in die water raak, toe dan die Here die een kant op, en daai hele volk trek deur die Jordaan. Kom sê dit. Ek en jy het nou nie met 'n mens te doen. Ons het nou met God te doen. Nou kom hulle aan die ander kant van die rivier. En die rivier agter hulle maar toe, en die ons wat nou voor hulle
voorbij is vyande. Die ouens in die stad Ai, Jericho, en so meer. Dit is vyande. Hulle wil die Israeliete uit hulle land uithaal, maar hulle het mooi gesit en kyk, wat doen die Here met die volke? Weet julle, dis tot vandag toe nog wat die Bybel sê, is een van die grootste getuienisse, dat die God van Israel is 'n almagtige God. Hulle ken hierdie verhaal. Nou kyk eens, ek lees dit saam met julle. In die tyd het die Here vir Josua gesê, maak vir jou kliphuise en besny die Israeliete, daar moet weer 'n besnydenis wees. Josua het toe vir hom kliphuise gemaak, en die Israeliete besny, en dan staan hier, die plek is genoem, die heuwel van die besnydenis. Die rede waarom Josua die besnydenis moes uitvoer, is die volgende. Die hele volk wat uit Egipte getrek het, die mans, al die weerbare manne, is op pad in die woestyn dood met die uittog uit Egipte. Al die mense wat destyds getrek het, was besny, maar die minste wat die mense wat in die woestyn onderweg gebore is, tydens die uittog uit Egipte, was die een besny. Oor 40 jaar is daai mense nie besny. Die Israeliete het 40 jaar lang in die woestyn rondgetrek, totdat die hele nasie uitgesterf het. Dit wil sê die weerbare manne wat uit Egipte getrek het en ongehoorsaam was in die opdrag van die Here. Hy het destyds 'n teen afgelê dat hulle nie die land sou sien wat hy met die eed aan hulle voorvaders beloof het om aan hulle te gee. 'n Land wat oorloop van melk en honing. Hy het daardie mense se kinders in hulle plek gestel en vir hulle het Josua besny, want hulle was ook nie besny nie. Hulle is nie as die pad besny nie. Nadat die hele nasie klaar besny is, het hulle eers in die kamp gebly tot hulle gesond is. Ek goeie. Die besnydenis, en ons wees prakties. Die besnydenis dan nou aan die liggaamsdeel van 'n man, was 'n afsny, was 'n bevryding en 'n simbool van iets wat verby is. Totaal en al verby. Mens kan 'n kompliment aan die Israeliete wat nou deur die woestyn getrek het. En hulle gaan deur die Jordaan. En as hulle aan die ander kant kom, word hulle besny, kan die Here dan vir hulle sê, julle woestynlewe is verby. Dis klaar nie. Hierdie besnydenis was ook 'n teken, en die mense is 'n teken wat met respek wat elke man elke dag in sy lewe sou sien, en waar hy elke dag herinner sou word, as hy wat weet, maar God het met ons 'n verbond gesluit. Ek is al 40 jaar oud, nou is ek ook besny, my babatjie is 6, is 8 dae oud, die is ook besny, en dit is dan 'n teken van, en hoor mooi die woorde, 'n teken van bevryding. Nou gaan ek 'n kort pad vat. Kom ons sê goed vir julle, hoe gevaarlik was dit, dat die besnydenis daar plaasgevind het? Want wat het hy gesê, agter hulle is daar 'n vol rivier, hulle kan nie teruggaan. Voor hulle is daar vyande. En wat gebeur in Genesis 34 as daar 'n hele volk besny word en na 3 dae so seer het dat die vyand hulle uitwis in massa, hoor as jy wil. Want Israel is dus nou so vulnerable, so kwaliteit, so nietig. Maar hulle het die kamer nie. Ek sou, as ek nou Joshua was het gesê, ons moet nie besluit is daai kant van die rivier, dat jy eers kan gesond word. Maar die Here sê nie, ek vat jou eers die rivier en toe gee die opdrag, hulle moet besny word. Nou kom ons kyk vir mekaar. Dit is belangrik dat ons dit nou bedoel. Christus het gekom en die doop ingestel in die plek van die besnydenis. Die besnydenis hier, se bloed het reeds aangedui dat daar bloed sou vloei om bevry of verlos te kan word. Ons skuld te kon betaal, moes daar bloed vloei en daarom beteken jy nou die water en ons die doop en ons sê dan die doop is dan vir elkeen van ons ook 'n teken daarvan dat ons klaar is met ons ou lewe.
dat die ou lewe begrawe is, dat die dood is. Nou kan ek my vra, nou wat moet van 'n kind? En ek het 'n wonderlike gesprek onlangs daaroor gehad. Die wonderlike ook dan is dat die Here sê, jy en jou kinders en hulle kinders word in hierdie verbond ingesluit. So die besluitenis, maar in ons konteks die doop, is 'n werklikheid. Dis 'n ankerpunt in jou en in my lewe. En as ons wakker baie ook in ons lewe loop, en as ons die jaar 2026 moet ingaan, dan moet u kan sê, ek weet, ek is gedoop. Al verloor jy jou werk, al speel jy op jou die maatskappy van grond, en daar is 'n spesiale, ek wil 'n oproep maak om te sê, dat daar 'n spesiale biddag vir ons boere kom, en veral vir die beesboere, want ek sien in die Koran, die artikel sê in die Koran, dat boere oorweeg om selfmoord te pleeg, want hulle inkomstebron het eenvoudig opgedroog as gevolg van die bek en klousleer. 'n donker prentjie wat in Lidia 24 geskets word. Nou kom ons sê, ek weet nie wat jou omstandighede is nie, maar ek weet dit, God weet. Hy weet waar jy nou in jou lewe is. En hy kom fluister dit deur sy gees en deur sy woord in jou hart en hy sê vir jou, jy is gedoop in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Dan verloor jy hierdie jaar jou ma, jou man, of jou vrou, of jou eie gesondheid, of jou kind, of wat ook al, sê die Here vir jou, jy is gedoop. Ek het met jou 'n verbond, ek het met jou 'n band, ek sal jou nooit in die steek laat nie, ek het jou bevry van al jou sonde. Geliefdes, daai wat ons in die verkeerd gedoen het, en wat nou nog vir jou ry, en wat voor ander mense jou nou nog beswadder, jy is deur die geloof van die Here Jesus Christus bevry. Vergeef. Water, bloed, reiniging, vergifnis, skoongewas, kind van God. Die besluitenis, sê Paulus in Kolossense 2, is nou nie meer 'n menslike ding. Hy sê ons is nie besny deur 'n mensehand nie. Ons is besny deur die Gees van God. Die sondige natuur is van ons al weggeneem. Daarom wil ek en jy ook vandag huis toe ry, ons moet môre werk toe ry, wat ook al jy môre doen en jy kan sê, ek is nie meer wie ek was nie. Ek het gister verstaan. Ek is bevry van my sonde. Kom ons kyk aan die tweede punt, en ek gaan dit weer kortliks doen. Hier gaan dit dan weer oor die volgende gedeelte, wat hy sê, die Paasfees, terwyl die Israeliete nog in Gilgal in die kamp was, het hulle die Paasfees daar in Jerigo gevier, op die 14de van die maand in die aand, die oggend van na Paasfees, presies op die dag, dat hulle ongesierde brood en gebraaide koring van die opbrengs van die land geëet het. Daardie oggend toe hulle van die opbrengs van die land eet, het die manna weggebring. Daar was nie meer manna vir die Israeliete nie. Hulle het daardie jaar van die land Kanaan se eie oes geëet. Het ons die volgende sakramente doen. In die Ou Testament het ons met die Pasga gedoen. Kinders, weet jy wat die Pasga aangestel? Daai laaste dag in Egipte. Dus daar bloed aan die kussyne, sê reg? En ongesuurde brood. En wat het hulle geëet? Die Pasga. Nou wie is ek en jou, wie is ons Pasga? Die Here Jesus Christus. Wie se bloed bevry ons? Die Here Jesus Christus se bloed. Wie se liggaam is vir ons opgeoffer? Die Here Jesus Christus. Wie is ons die tekens van die brood en die wyn? En as die Israeliet 'n nuwe land intrek, 'n nuwe toekoms intrek, dan sê die Here, "Ho, stop!
hier by die besluitenis, en wow, stop net by die Pasga, of in die Nuwe Testament, stop net by jou eie doop, of in die Nuwe Testament, stop net by die nagmaal. Want hierdie is 'n teken van bevryding. Hierdie is 'n teken van oorgawe en toewyding. En wie is ons beste voorbeeld? Niemand anders as jou en my wonderlike verlosser, Jesus Christus. En hy het met sy bloed en met sy liggaam het hy die prys voluit betaal. Voluit. Daarom stuur ek vir jou en vir my hierdie jaar in. En hy sê ons, dit kan. Jy is gedoop. Dit kan. Ek het my liggaam vir jou opgeoffer. Ek het my bloed vir jou uitgestort. Ek gee vir jou die brood en die wyn, sodat jy kan weet, ek het my nou toegewin, en ek vra van jou, om jou aan my toe te wy. Dit is ons tweede punt, op die skerm, kyk dit dan. Die Pasga as teken van toewyding, die nagmaal vra hernieuwe toewyding aan God, en ek sluit af, kyk hier. Die derde gedeelte, of in die derde gedeelte, stap Joshua na die stad Jericho toe. Net die keer daarvan, as jy kyk, as jy nooit eendag daar kom, so jy sien is nie ver, dan staan daar, toe hy sien, staan daar 'n man voor hom, met 'n ontblote swaard in die hand. Joshua het al toe gegaan en hom gevra, is jy aan ons kant, of aan ons vyand se kant? Nee, sê die man, ek is die aanvoerder van die leer van die Here, daarom is ek hier. Joshua het diep gebuig en vir die man gesê, wat wil u aan my die dienaar sê? Toe sê die leeraanvoerder van die Here vir Joshua, dis die bekende woorde, ek het myself besluit, die het al gesê, trek jou skoene uit, want die plek waarop jy staan, is 'n verwyde plek, of is 'n heilige plek. Wat weet ek te doen? Wat weet Joshua te doen as hy die lande trek? Met God self. Wie gaan ons deur prosesse dra? Wie gaan ons kinders deur al ons krisisse dra? Wie gaan ons op 'n tye van voorspoed dra? Wie sê dit wat ons gaan wees? Nie jou pa nie, nie jou ma nie, nie jou sussie of jou boetie nie. Ons is almal feilbare mense, ons laat mekaar nie steek, of ons verloor mekaar. Nou moet jy sê, niemand anders as God self. Ons sou kon sê, niemand anders as die derde persoon van die drie-eenheid, Jesus Christus, niemand anders as Michael, die engel van God. Ons weet, die punt is, die aanvoerder van die leer kom na Joshua toe en sê, ek is die aanvoerder van die leer van God. Jy moet my volg. Kom. Ek weet nie van jou nie. Ons is almal broos. Ons is nietig, ons is tydelik. Ons is swak en tog is ons sterk. Want ek geliefdes, kom sit nou aan 'n nagmaalstafel en die wete, so seker as wat die brood en die wyn in my hand vashou, so seker het die Jesus Christus vir my aan die kruis gesterf. Die Peter sê, die eerste maar die laaste nag in Egipte, het al die eerstgeborenes gesterf, en die son van Ra, Farao was 'n seun van Ra, en wat die Farao se seun het gesterf, ook in die besig word aan die punt gemaak is, daar het mense doodgegaan. Jou en my verlosser, die seun van God, die eerstgebore seun van God, het gesterf, en het opgestaan, en oorwin. En dit maak jou en my deur die Heilige Gees oorwinnaars. En wil vir u as gemeente, vir u as gelowige, vir u as kind van die Here sê, ek sal by jou bly. Ek is die oorwinnaar. Ek is die aanvoerder van die leer van die leerskare. Ek is die een wat jy kan vertrou. Volg die Here. Ons staan dit saam. Die sakramente verbind God en mens aan mekaar.
Sakrament van die dood en die sakrament van die nagmaal. Ek gaan saam met die bid in die seën van die Here hier op dit en dan gaan ons dit bid. Kom ons bid saam. Here, ons het baie keer 'n armoede en ons erken dit. Ons weet baie dinge. Ons verstaan nie noodwendig alles nie. Maar ek vra, ons vra, hou ons hierdie jaar bewus van die verbintenis tussen U en ons deur die nagmaal en die verbintenis met ons deur die doop. Dankie Here dat U met beide hierdie sakramente, dat U dit reeds daar by die besnydenis, maar ook Here daar by die instelling van die nagmaal en die brood en die wyn, was dit U Here wat vir ons almal hierin ingesluit het. En ons bid dat dit vir ons as die kerk, maak nie saak op wat ek gemeente nie, maar dat U Here vir ons sterk sal maak, dat U vir ons sal motiveer, en dat ons Here deur die Gees sal leef, dat ons dapper en sterk en gehoorsaam sal leef. Kom Here, ons bid die seën toe op die brood en op die wyn. Amen. Ons vra ons kerkraadslede op die moment van die bediening. Ons gaan terwyl ons bedien, gaan ons saam sing, terwyl ons dit nog uitdeel, en dan sal ek instel as almal van die brood en die wyn ontvang.
jy sit, kom ons hoor net gehoor. Is daar iemand wat met brood oorgeslaan is? Of iemand met die wyn? Of dat is daar, soos dat. Goed, ons kyk as jy kan terugkom. Ons gaan hierdie lied saam sing, vir die hande gee my lewe oor, en dan ons dan om die collecte sing. Okay? Ons sing hierdie lied, dit saam. Ek wil dit nie so sê, ek is nie relatief woordskap daarvoor nie, maar ek moet vertrouw dat dit jou belewenis is. Dat God 'n mens verstaan, dat hy vir Joshua en die volk Israel en daai omstandighede verstaan. En dat hy ook verstaan het waarom hy vir hulle sigbare sakramente moes gee. Sigbare dinge om aan vas te. Dis wat hy vandag met jou en met my doen. Herinner ons aan die eerste instellings daarvan, maar ook dan nou in die Nuwe Testamentiese verklaring daarvan. Hy is bevry van die verlede. Maar dis ook vandag tyd vir toewyding en hoorbaarheid in u hande gee my lewe oor. Net soos wat hy sê, kom ons in dit bid saam. Die brood wat jy in jou hand vashou, is nie 'n simbool, maar dit is op 'n baie besonderse manier die liggaam van Christus. Nie in die sin dat brood liggaam word nie, maar dat brood liggaam is. Die Here het hierdie eenvoudige teken gebruik om te sê, dink nou aan wat ek met my liggaam vir jou gedoen het.
Dink aan die prys, liewe dogter, liewe seun, wat die Here vir jou betaal het, om jou en my vry te kry, en om ons sondes betaal te kry. Dink daaraan. En sy liggaam het hom opgeoffer, en sy liggaam is gebreek, nie soos ledemate wat gebreek is, maar 'n liggaam wat onvoorwaardelik opgeoffer is, waar God op toegewy het, waar die Here Jesus nie die pad het halfpad gestap het, maar die brood geneem en gesê, neem, eet, dink daaraan en glo, dat ek my liggaam vir jou opgeoffer het, tot die volkome versoening van al jou sondes. Kom ons gebruik dit, en ontvang dit in sy hande. As jy dit kou, as jy dit proe, as jy dit insluk, weet, dit is vir jou. Sê dan ook nou, dankie Here Jesus, dankie Vader, dankie Heilige Gees. Die beker van danksegging is die bloed van die Here Jesus Christus. Dit is sy bedoeling dat ons dit moet gebruik tot sy gedagtes. Dat sy bloed aan die kruis van Golgotha genoeg was om jou sondes te vergewe. Daarom sal ek vir jou vra, vergewe jouself. Vergewe ook ander mense. Want ek vergewe jou. Neem dit nou in die hand van die Here Jesus Christus self, in die hand van die Vader en in die hand van die Heilige Gees. Druk dit met die wete wat hy gedoen het, en hy ook vir my gedoen. Neem dit, druk dit en glo, dat jou sonde volkome vergewe is, deur die bloed van die Here Jesus. Kom ons gebruik dit. Hemelse Vader, ons staan aan die begin van 'n nuwe jaar. Omdraai bestaan nie, vorentoe moet ons gaan. Ons hoef nie te vlug, ons hoef nie te benaderd word. Maar ons weet, ons kan ons oë op U fokus. Daarom het U die uur van onsekerheid, het U na die volk toe gegaan, met die besluitenisse met die Pasga. En het U vanoggend na ons toe gekom, met die herinnering aan ons eie doop, en ook met die herinnering van die nagmaal. U bind ons en verbind ons aan U, deur die sakramente. Maar ons weet, soos wat ons langs mekaar sit en verstaan, verbind ons ook aan mekaar. Here God, seën U gemeente, met U woord, en met U teenwoordigheid, seën die gemeente, deur die Heilige Gees. En ons antwoord, amen. Kom ons eer die Here met ons offergawes,
terwyl ons dit doen, sing ons die liedere wat daar volg. Geliefdes, ons het mekaar net gegroet en ons het ook in 'n mate van mekaar 'n geseënde erediens toegewens, 'n geseënde nagmaal. Mag die Here dat U werklik seën ook met die belangrikheid van die twee sakramente. En waar ons so belangrik was om die Joshua en die volksraad daarmee te versterk. Gaan nou hierdie week in. Dink daaroor, mediteer daaroor. As die juffrou op jou skree, dink by jouself, ek is gedood. As die Here nou op jou kwys, dink by jouself, dat die Here Jesus hom vir jou opgeoffer het, dat hy vir jou lief is. Maak dit prakties. Deur die sakramente verbind God homself aan die mens, doetjie, en die mens aan die mens. Ontvang sy seën. God die Vader verbind hom met jou. Hy sal by jou wees en by jou bly. Hy sal jou nie in die steek laat nie. Die Here Jesus Christus sal sy liefde ook aan jou in hierdie week bewys. Jy is ook in sy naam gedoop en jy het so pas ook sy liggaam, sy bloed as seël op jou verlossing beleef. En weet dit, die Heilige Gees is die een wat oor jou waak en wat jou herinner aan die aanvoerder van die leer van Israel. Aanvoerder van die leer van die gelowiges. Moenie vrees nie. Moenie bang wees nie. Wees sterk. Wees vasberade. En gehoorsaam die Here.
Wat die naam van die Here geëer word, geprys word en sy kerk en koninkryk geseën word deur jou. Amen.